laasweek het ek bedien oor die Heilige Gees en meer spesifiek oor dat die Heilige Gees 'n persoon is. Die Heilige Gees is nie iets nie, dit is iemand. En dit is die derde persoon van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Dit is die derde eenheid in die Godheid. En ons moet nie na die Heilige Gees kom as iets nie, maar iemand. En hy het gevoelens, omdat hy geïdentifiseer kan word as 'n persoon. Hy het emosies en hy het ook 'n begeerte om ons te wil help. Nou vandag wil ek bietjie meer kyk oor wat doen die Heilige Gees. Maar voordat ons daar kom, wil ek kyk na die proses van wedergeboorte, as ek dit so kan noem. Elke Christen, elke persoon moet wedergebore word. Dit is wat Jesus van Nikodemus gesê het. Jy moet wedergebore word. So as ons gebore is ons nie reg met die Here nie. Ek en jy moet 'n proses deurgaan van wedergeboorte, sodat ons in 'n regte verhouding kan staan met God. Die Heilige Gees wil werk in elke wedergebore Christen se lewe. Maar ek en jy gaan bepaal of hy deur ons gaan werk of nie. Die Heilige Gees dwing homself nie op ons af nie. Die Heilige Gees nooi ons en hy vra ons, maar hy dwing ons in geen rigting nie. So, wedergeboorte is 'n proses wat handel oor jou verlede en oor jou toekoms. Ek en jy is gebore in vyandskap teenoor God. Die Heilige Gees doen 'n eksterne werk in ons lewens en hy maak ons bewus van sonde. Ons het laasweek daarna gekyk. Wat doen die Heilige Gees in die wêreld? Hy maak bewus van sonde, geregtigheid en oordeel. So die Heilige Gees kom maak ons bewus van sonde, wat ons doen. Goed wat ons nie eers weet, ons doen nie. En hy wys ons die geregtigheid van wie Jesus is, die geregtigheid van God. Wanneer jy tot die besef van sonde gekom het, is dit 'n plek waar jy moet kies om te bekeer en te sê, Here, ek draai weg van my ou lewe af. Ek wil U loof en prys vir wie U is. Ek wil niks meer te doen hê met my ou lewe nie. Jy draai nie net weg van jou sonde af nie. Sonde is een aspek wat jy moet vanaf wegdraai en jy moet dit bely. Maar jy draai weg van jou selfgeregtigheid ook. Dit wat jy dink in jou goed is. Want niemand is goed behalwe God nie. So as ons na die kruis toe kom en ons dra nog ons sakkie, ons sê ons los ons sonde, maar hierdie sakkie goeie werke wil ek nog saamvat. Ons kan dit nie so doen nie. Ons moet alles los by die kruis. Ons dra nie ons goeie werke saam nie. Ek en jy moes iewers in ons lewe op 'n plek kom dat ons besef dat ons vuil is en dat ons onsself nie skoon kan was nie. Dat ons onsself nie skoon kan kry nie. As ek en jy op daai plek gekom het, dan kan ek en jy ons sondes bely aan God. Want ons het gesondig teen hom en hom alleen. Ek en jy moet ons sondes bely teenoor God. Sonde belydenis is nie iets wat jy in die algemeen doen nie. Dis nie iets vergewe my vir dit wat ek dalk iewers te daar en daar. Jy weet wat het jy gedoen. Jy het sonde spesifiek gedoen. Jy bely jou sonde spesifiek. Nou jy hoef nie al jou sondes te kan onthou nie, maar dit wat die Heilige Gees na jou toe bring, is dit wat ons moet bely en regmaak. Elkeen van ons moet dit doen. Partykeer moet ons gaan regmaak met ander mense. Partykeer moet ons goeders wat ons gedoen het, wat ander mense seer gemaak het, regmaak en vir hulle om verskoning vra vir dit. Dit beteken jy eindig dit wat jy ingelewe het. As jy saam met iemand gebly het en jy het gebly asof jy getroud is en jy's nie getroud nie, dan is dit iets wat moet stop. Ek en jy kan nie wil aanhou lewe in 'n vorige toestand wanneer ons tot bekering gekom het nie.
Die verlore seun is vir my so 'n goeie voorbeeld van dit, want hy sê, hy kom terug na sy vader en hy sê, ek het gesondig teenoor die hemele en u. Hy sê vir sy pa, primêrliks het ek gesondig teenoor God. Ek en jy sondig primêrliks teenoor die Here. Ons doen ander mense leed aan, ons maak mense seer, maar ons sondig teenoor 'n heilige God. Matteus 3 vers 7 tot 8 is vir my so 'n mooi gedeelte wat ek vir julle wil lees. Julle kan soontoe blaai Matteus 3 vers 7 tot 8. Maar toe hy by van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. So Johannes die Doper doop met 'n bekeringsdoop. Dit is nie die doop wat ons nou doen nie. Maar elkeen van ons moet op 'n plek kom wat ons wegdraai van sonde af. En hy sê dra vrug wat dit bewys. So Johannes die Doper sou iemand nie gedoop het as hy nie eers goed gaan regstel het nie. Hy het gesê is reg, maar gaan maak eers reg dit wat nie reg was nie, dan kom jy, want dan dra jy vrug waardig om gedoop te word. Baie van ons het nie eers daardeur gegaan nie. Toe ek tot bekering kom, toe ek sê, Here, ek is 'n sondige mens en ek wil U aanneem, was dit 'n algemene gebed wat ek gedoen het. Maar dit het my nooit op 'n plek gebring wat ek besef het, ek sondig teenoor 'n heilige God nie. Ek het maar net dag na dag, of nag na nag, gesê, Here, vergewe my vir dit wat ek alles verkeerd gedoen het vandag. En môre gaan ons weer aan. Ons besef nie, ons sondig teenoor 'n heilige God nie. Wanneer ons besef, ons sondig teen 'n heilige God, en ons bely ons sondes teenoor God, en ons draai weg, dan, waartoe draai ons? Na die kruis. Dit wat Jesus vir elkeen van ons gedoen het. Want ek en jy kan nie 'n lewe lei wat heilig is sonder sy genade en sy krag nie. Ek en jy moet by die kruis neerval en sê, Here, ek is dankbaar vir dit wat U by die kruis gedoen het. U het my sondes gedra op die kruis. Maar omdat U waardig was en geen sonde gehad het nie, kon U 3 dae later opstaan uit die dood uit, die dood oorwin het, sodat ons skoon gewas kan wees deur sy bloed. Ek en jy moet ons geloof in die werk sit wat Jesus vir ons gedoen het. Jy moenie jou geloof in jou werk sit nie. Jy moenie jou geloof in jou krag en dit wat jy gedoen het sit nie. Jy moet jou geloof in Jesus sit en dit wat hy vir my en jou gedoen het. Wanneer jy jou geloof in Jesus gesit het, is die volgende stap om jou te laat doop. Jy doop jou in Jesus in. Jy lê jou lewe neer saam met hom in die graf. En jy simboliseer die opstanding dat jy die verlede afgewas het. Dit is verby van jou. Dit is nie meer deel van jou nie. Die doop is 'n uiterlike bewys van 'n innerlike skoonwas. Dit is nie net 'n getuienis vir mense nie, maar dit is 'n geestelike skoonwas van jou verlede. Ek gaan nou 'n bietjie gesels oor as 'n baba gebore word. Daar is sekere prosesse wat deur moet gaan. So met wedergeboorte ook. 'n Baba word skoongewas. Jy word skoongewas van jou verlede. Jy sterf in jouself. Johannes 12 vers 24 sê dit so mooi. Johannes 12, 24. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug.
Ek en jy moet sterf teenoor onsself. As ek en jy nie gaan sterf nie, die doop is 'n fisiese ding wat 'n geestelike impak het. Dis iets wat jy fisies doen, maar dit het 'n geestelike impak. Maar jy kan dit eers doen as jy weggedraai het van jou lewe en jy besef jou sondes is nie reg nie. Dit beteken nie dat jy nou perfek gaan lewe nie, maar jy moet besef dit wat jy doen is verkeerd. Elkeen van ons moet daar deurgaan. Tot dusver het ons net met die verlede gehanteer. Jy het nou te doen gehad met God die Vader en met God die Seun. Maar jy het nog niks te doen gehad met die Heilige Gees nie. Hierdie het alles net oor jou verlede gegaan. Baie mense wat ek mee te doen kry, het 1 of 2 van die goeters deurgegaan van wedergeboorte. Ek was verlang 'n persoon wat een van hierdie dinge gedoen het. Ek het geglo dat Jesus die Seun van God is. Dis wat ek gedoen het. Maar ek het geglo daar's genoeg genade om aan te hou sondig en 'n lewe te lei wat hom nie verheerlik nie. En dit is waar dit gestop het. Ek het geweet eintlik waartoe ek gaan as ek eerlik was met myself, want ek het nie 'n lewe gelei wat die Here verheerlik het nie. Ek het 'n wêreldse lewe gelei en ek het maar net gesê dat die Here is. Jesus is die Seun van God. As ons tot hier gekom het, dan weet ons genoeg van sonde dat ons onsself verwyd wanneer ons sondig. Maar ons het nie krag om deur te druk, dit te weerstaan en vorentoe te kan beweeg nie. So ons sit tussen 2 wêrelde. Ons lewe nie in die volheid wat God vir ons het nie, maar ons lewe ook nie in die sonde nie, want ons raak kwaad vir onsself, want ek weet ek moet beter, en ek weet ek wil beter, en ek weet ek wil nie meer vuil wees nie, maar ek kan nie anderste as om daar te gaan val nie. Die beste voorbeeld van dit is Johannes die Doper, wat gesê het, daar kom iemand na my. Wat Johannes die Doper gedoen het, is hy sê, kom maak reg, die koning is op pad. Wat sal jy doen as jy weet, 'n belangrike persoon is op pad na jou huis toe? Kyk, jy kry elke bediende wat in Brits is, en jy laat hulle skoonmaak, en hulle was jou kinders 2 keer, dalk 3 keer. Jy kry hulle reg, maar as daai persoon 'n dag of 2 laat gaan wees, hoe gaan jou kinders lyk? Weer lekker vuil. Dit is wat gebeur wanneer ons die waterdoop deur is, maar nie gevul is met die Heilige Gees nie. Ons besef ons is vuil, ons besef ons is nie reg nie, maar ons het niemand om ons te help om op die pad te bly en die pad reg te stap nie. Ek hoop dit maak vir julle sin wat ek vir julle verduidelik. Die vraag wat ek jou wil vra is, het hierdie eerste stappe al in jou lewe gebeur? Of het van hierdie stappe al dalk in jou lewe gebeur? Want daar is sekere goeders wat ons mee moet afhandel as Christene, voordat ons aan kan gaan. Ek gaan die voorbeeld gebruik van 'n kar. Meeste karre het 4 silinders, so hy het 4 spark plugs. Nuwe karre weet ek nie eens meer of hulle spark plugs het nie, maar die ou karre wat ons mee op skool gespeel het, die engines het spark plugs gehad. En jy kon daai spark plugs uittrek en jy kon hulle omruil en jy kon sien wat gebeur wanneer jy met hierdie kar se vonk peter. So meeste karre kan op 2 silinders kan die engine loop. Ek weet nie of hy meer as dit gaan doen behalwe loop nie. Jy gaan hom dalk iewers te kan kry as jy hom by 'n afdraande afstoot. En dan gaan hy onderuit kom. Ek dink is meer gravitasie wat 'n invloed daar gaan hê as die engine van die kar. Op 3 silinders gaan 'n kar, jy gaan iewers te kan kom, solank die pad plat meeste van die tyd is en meer afdraandes. Dit is hoe meeste van ons Christene lewe, is op 3 silinders. Ons het besef, ons lewe in 'n sondige, ons lewe 'n sondige lewe. Ons het weggedraai van dit af. Ons het ons geloof in Jesus gesit en ons is dalk gedoop. Dis 3 goeters wat jy mee hanteer het in jou lewe.
Maar wanneer die opdraandes kom, wanneer die moeilike tye kom, dan sukkel jy om aan te gaan. Jy kan net nie aangaan nie. Jy brand vas. Jy weet nie wat om te doen nie. Die Heilige Gees gee vir my en jou die vermoë om op 4 silinders te kan funksioneer. Die Heilige Gees gee vir my en jou dit wat ons nodig het om die moeilike tye deur te kan druk. As ons op 4 silinders funksioneer, dan help dit ons om aan te kan gaan. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. As jy gevul is met die Heilige Gees, dan het jy te doen gehad met al 3 die eenhede van God. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Ek wil jou net waarsku vanoggend. Moenie dink dat jy hierdie pad kan stap van om 'n Christen te wees sonder die Heilige Gees nie. Moenie dink dat jy wys genoeg is, slim genoeg is, wat ook al jy mag dink jy is, om hierdie pad sonder die Heilige Gees te stap nie. Ek kan jou waarborg, jy gaan jou vingers brand. Jy gaan dalk meer brand as jou vingers. Moenie probeer om 'n lewe te lei wat die Here verheerlik, sonder dat jy gevul is met die Heilige Gees nie. Daar is sekere goeders wat ons moet afhandel as Christene, om aan te kan gaan met die pad wat die Here vir ons voor het. Fisies sien julle nie enige baba of kind met 'n naalstring en 'n baarmoeder aan rondloop nie, né? Nee, daar's 'n dag gewees toe daai baba gebore is wat die naalstring geknip is. Hy kan nie weer teruggaan in sy moeder skoot in nie. Dis afgehandel, dis klaar, dis verby. So ook met 'n geestelike wedergeboorte moet ons klaarmaak met die verlede. Ons moet afgesny wees van die verlede en ons moet sê ek wil vorentoe gaan. Ek wil nie teruggaan na die ou mens nie. Ek wil nie teruggaan na die wêreld toe nie. Ek wil klaarmaak met die wêreld. Daar is 4 areas wat ek vandag met julle oor wil praat, oor die werking van die Heilige Gees en hoekom ons hom nodig het. Die eerste ene is in Handelinge 4 vers 31. Julle kan soontoe blaai, Handelinge 4 vers 31. Die Heilige Gees gee vir my en jou vrymoedigheid, of in die Engels boldness, om aan te kan gaan in moeilike tye. Kom ons lees Handelinge 4 vers 31. Ekskuus, ek moet nou daar kom. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Hoeveel van julle sit hierso? En wanneer mense lelik begin praat het, of wanneer mense goeders begin sê het oor God, het ons maar net maklik stil gebly. Na die tyd dan jy kwaad vir jouself en sê, hoekom het ek nie maar net die waarheid gepraat nie? Maar ons het nie altyd die vrymoedigheid nie. Ons het nie altyd die vrymoedigheid om oor God te kan praat nie. Want hier kan ons lekker oor die Here praat. In 'n selgroep kan ons lekker oor die Here praat. Maar wanneer ons by ons werk kom, dan bly die Here net hier. Hy gaan nie saam met ons daar nie. Ons het nie die vrymoedigheid om daaroor te kan bedien nie. As jy daai vrymoedigheid beleef om te kan bedien, en as jy die krag ontvang het van die Heilige Gees, dan stel hy jou in staat om te lewe vir Christus, maar ook bereid te wees om te sterf vir hom. Die goed en die sleg deur te gaan. Nie net die lekker en die maklik nie, maar die moeilik ook. Die volgende ding wat die Heilige Gees doen, is dit gee vir ons rigting. In Romeine 8 vers 12 tot 17.
Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons saam met hom verheerlik kan word. Vers 15 is die belangrike gedeelte, vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Word ek en jy gelei deur die Gees van God? Of word ons gelei deur ons vleeslike begeertes? Deur opinies van ons vriende? Deur wat ander mense van ons dink of sê? Ek en jy moet eerlik met onsself wees oor hierdie vraag. Want as ons nie gaan wees nie, gaan ons nie kan groei in dit nie. Ons sien in Handelinge soveel keer waar die Heilige Gees vir die disipels sê, sonder vir my hierdie persoon af. Of die Heilige Gees sê vir Paulus, moenie daartoe gaan nie, gaan in daai rigting. Of die Heilige Gees waarsku vir Paulus en sê vir hom, jy gaan geboei word as jy Jerusalem toe gaan. En Paulus weet, hy moet nog steeds gaan. Hoekom? Dis nie vir homself nie. Dis vir die verheerliking van God. Hoeveel van ons, as ons gewaarsku sou word en sê, as jy soontoe gaan, gaan dit jou lewe kos. Hoeveel van ons sal sê, vat ander pad. Maar Paulus sê, nee, ons gaan hierdie doen. Die Heilige Gees gee hom die krag om die goed deur te kan gaan en die sleg. Dit wat ons sien as swaar kry, gee die Heilige Gees vir ons die krag om sonde te kan weerstaan. So gepraat van krag, die Heilige Gees gee vir ons krag. 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 10. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê, dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee, met die oog op wat nuttig is. OK, dit is belangrik, wat nuttig is. Dit wat hy wil hê gedoen moet word. Want aan die een word die Gees, want aan een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis, vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, en aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Die Heilige Gees gee hierdie vir ons as gelowiges. Hy wil hê dat ons krag moet hê om te kan funksioneer in die wêreld. Ek wil jou vra, hoe sal jou werksplek lyk as jy instap en daar's 'n persoon wat deur 'n moeilike tyd gaan en jy vra die Here, Here, gee vir my 'n woord van wysheid. Wat gaan aan in hierdie aspek? En die Here openbaar dit aan jou en jy deel dit met daai persoon.
wat gebeur? Jou geloof word gestig. Daai persoon word geruk en hulle besef, hier's iets aan die gang wat ek nie verstaan nie en dit gee vir jou die vermoë om met hulle te kan kommunikeer en die Here te deel met hulle, die evangelie aan hulle oor te dra, dat hulle kan besef hoe nodig hulle God het. Maar die vraag wat ek vir jou wil vra is, smag ons na hierdie begeertes, na hierdie werke, na hierdie krag? Is dit iets wat ons wil hê om effektief disippels te wees? Of is dit maar iets wat ons net wil hê, want ek wil 'n bietjie shine vang? Die Heilige Gees word nie vir jou gegee vir jou eie win nie. Die Heilige Gees is daar om jou te help om 'n effektiewe disipel te kan wees. In die proses kan dit jou bevoordeel. In die proses kan dit jou bevoordeel, want iemand anderste kan moontlik vir jou iets deel. Die Heilige Gees sal vir jou goed uitwys in jou lewe, wat jou gaan help en lei. Maar dit is nie primêrlik hoekom die Heilige Gees gestuur word, en hierdie gawes is vir buitentoe, vir mense wat moet sien wie en wat is God werklik. Die vrugte van die Gees is nog iets wat die Heilige Gees in ons kom doen. Galasiërs 5 vers 16 tot 26 gaan dit lees. Die vrugte van die Gees is iets wat die Heilige Gees in my en jou produseer. Die vrugte van die Gees is wat in Jesus in totaliteit was. En dit is iets wat hy wil hê in ons ook moet wees. So blaai saam met my na Galasiërs 5 vers 16 tot 26. Hy's 'n klein boekie, blaai vinnig verby hom. 16 tot 26. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Julle moet verstaan, ons bly in 'n sondige wêreld. Daar is 'n vleeslike aspek aan ons, en dis gees teenoor vlees, en dis 'n stryd, tot die dag wat jy jou asem gaan uitblaas. Die Heilige Gees help ons om daai stryd te voer, maar dit bly 'n stryd. Maar ek sê vers 18, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle voorwaar sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Jy hoef nie jou vlees lank te los en dan val jy in hierdie nie. En die skrif is duidelik daaroor, jy sal nie die koninkryk van God beerwe nie. Verder in vers 22, dit is nou waar ons in die mooi gedeelte inkom. Ons is nou net bietjie oor die vingers getik, en hier kom hy in die mooi gedeelte in. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Hierdie 9 ek wil dit mooi bewoord, want dit is nie verskillende vrugte nie, dit is een vrug van die Gees, maar dit is verskillende uitwerkings van daai een vrug in ons lewens. En as jy gaan sien, dit is 9 van daai uitwerkings. As jy gaan kyk, die eerste 3 is te doen met God. Liefde, blydskap en vrede. God doen daai in my en jou. Dat ons liefde kan hê vir 'n vyand. Dat ons kan bly wees in die moeilikste omstandighede van ons lewe.
en dat ons vrede kan hê en weet dat hy in beheer is. Daai 3 is wat God vir ons doen. Maar die volgende 3 is vir ander mense. Dit is iets wat jy uitlewe teenoor ander mense. Lankmoedigheid. Is ons lankmoedig? Nie altyd nie. Ons moet eerlik wees met onsself. Partykeer is ons lont kort, of daar is nie eers 'n lont nie, dit ontplof net onmiddellik. Vriendelikheid. Ons kan vriendelik wees met iemand wat vriendelik met ons is. Maar vriendelikheid kom nie net uit ons uit nie. Goedheid. As die persoon dit verdien, dan kan ons dalk goed wees teenoor daai persoon. Maar as hy dit nie verdien nie. Die volgende is vir ons getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Selfbeheersing is 'n baie belangrike punt en aspek in ons lewens. Ons kan nie vir die Here sê, Here beheer my, en ons hou net aan lewe soos wat ons wil nie. Ek en jy moet selfbeheersing toepas, maar ons kan dit nie toepas sonder die krag en genade van die Heilige Gees nie. As ons dit in ons eie krag probeer doen, gaan ons elke keer val. Ons moet dit doen met die krag en die genade van die Heilige Gees. Die vrug van die Gees, wat hierdie 9 eienskappe het, stel my en jou in staat om in 'n regte verhouding te wees met God, met ander mense en met onsself. Ons het dit nodig. En 'n gelowige moet al 9 van hierdie aspekte wees. Daar is ongeredde mense wat 1 of 2 van hierdie uit kan leef. En eendag kan jy dalk vriendelik opstaan en sê ek gaan positief wees. En die eerste persoon wat iets aan jou doen en kyk, positiwiteit is waar is dit? Ek weet nie. Om weer in die bed gelos. Ons kan nie hierdie doen sonder die Heilige Gees nie. Ons kan dit probeer namaak. Maar ons het die Heilige Gees nodig vir dit. My vraag aan jou is, laasweek toe ons behandel het oor die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, toe die tonge van vuur op hulle kom rus het en hulle in tale gepraat het. My vraag aan jou is, glo jy dat dit net 'n eenmalige gebeurtenis was? Net vir die stigting van die kerk? Net dat die kerk aan die gang kan kom en die Heilige Gees is nie meer vir nou nie? Ons vra om gevul te word met die Heilige Gees, maar daar's niks wat verander in ons lewens nie. Of glo jy, dit is vir nou ook? Want ek dink, ons het nou nog baie uitdagings en baie hulp nodig. Nêrens in die skrif sien ek dat die Heilige Gees se werking gestop het na Handelinge nie. Nie een brief is geskryf en gesê, luister, is nou klaar. Hy het nou opgehou werk, hy het hierdie karretjie aan die gang gekry, maar daar's nou niks meer nodig vir hierdie kar hy gaan nou, daar's genoeg momentum om al die pad te vat. Ek en jy het die Heilige Gees nodig. Maar die vraag is, hoe kry ons die Heilige Gees? Waar kom hy, hoe is dit moontlik vir ons om die Heilige Gees te kry? Jesus is die ene wat die Heilige Gees stuur. In Matteus 3 vers 11 sê Johannes dit so mooi vir ons. Matteus 3 vers 11. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek. Wie se skoene en na wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Jesus is die ene wat ons doop met die Heilige Gees en met vuur. In Handelinge 1 sê hy, wag in die bokkamer dat julle krag kan ontvang om getuienis te wees tot aan alle uithoeke van die wêreld. Dis wat Jesus gesê het. Ek en jy
kan nie probeer 'n lewe lei van wat die Here verheerlik sonder die Heilige Gees nie. Jesus moet daai kom doen in my en jou. Hoe is die Heilige Gees ontvang? Hoe kan ek en jy die Heilige Gees ontvang? Die Heilige Gees is uitgestort in die bokkamer op 120 mense en oralste wat jy sien waar mense bekeer is, waar mense na die Here toe gedraai het en bely het van hulle sondes en gesê het ons wil gedoop word, sien ons dat hulle ook vir hulle gebid het. Hulle het hande op hulle gelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Handelinge 19 vers 1 tot 7 is 'n goeie voorbeeld van dit. So ek wil net hier by sê voordat ons daai gedeelte lees, hande oplê is nie die enigste manier nie. Die Here is in staat om te funksioneer soos wat hy lus het. Daar is nie net hande moet opgelê word nie. Jy kan in jou binnekamer gaan sit en die Here vra dat hy jou doop met die Heilige Gees en hy sal. Dit hoef nie net deur hande oplegging nie, maar dit was die primêre manier hoe hulle gefunksioneer het. Handelinge 19 vers 1 tot 7. Ek vra om verskoning vir die bord wat disconnect. Okay. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom en daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. So hier kan ons sien dat hulle gelowig is. Hulle is disippels van Jesus. Maar hulle weet nie eers van die Heilige Gees nie. Kom ons lees verder. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. So hulle het bekeer van hulle ou lewe. Hulle glo in Jesus, want dis wat Johannes gesê het. Hy sê glo in die een wat na my kom. So hulle glo in Jesus. Hulle is disippels, maar hulle het nie die Heilige Gees nie. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. En altesaam was hulle omtrent 12 manne. Hy het hulle gedoop in Jesus en hy het vir hulle hande opgelê. Die grootste gevaar wat ek en jy mee sit, is dat ons verlede, ons groot word, dit wat mense ons vertel het, van wie God is, van die Heilige Gees, ons verhinder om die Heilige Gees te wil ontvang. Die grootste vrees wat ons het is, ons sien airy-fairy spiritual scary goeters en ons sê, ek wil nie dit hê nie. So ek wil niks met die Heilige Gees te doen hê nie. Daar is goeters wat die Heilige Gees namaak wat nie reg is nie. Maar as jy Handelinge gaan lees, is daar goeters wat gebeur het. As jy gaan lees wat Jesus gedoen het, deur die werking van die Heilige Gees, daai goeters is nie alledaagse goed nie. Jesus het mense uit die dood uit opgewek. Die disippels het vir mense gebid en hulle het opgestaan wat nie kon loop nie, wat blind was. Paulus het sy skaduwee op lappies geval en dit was goed genoeg om mense te genees. Ek en jy moet versigtig wees om met vooropgestelde idees na die woord van die Here te kom en te sê, nee, ek wil dit nie hê nie. Die vraag is, het jy bekeer? Het jy weggedraai van jou ou lewe? Is jy gedoop in Jesus? Want dan is jou lewe nie meer joune nie. Sal jy toelaat dat die Heilige Gees deur jou werk, soos wat hy nodig het? Want as ek en jy daarna smag, en dit wil hê, sê ek vir jou, Brits sal onderste bo gedraai word. Maar die vraag is, wil ons dit hê of nie? Of is ons versigtig en bang vir die Heilige Gees?
Die vraag nou is, jy sit dalk hier en jy het al gevra dat mense vir jou bid om die Heilige Gees te ontvang, of jy het al in jou binnekamer gegaan en sê, Here, ek vra dat U my sal doop met die Heilige Gees. En jy voel nie veel anderste as wat dit was nie. Ek wil jou vat na 'n gedeelte in Lukas 11, vers 5 tot 13, wat ek mee wil begin afsluit. Lukas 11, vers 5 tot 13. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het vir my 'n reis by my aangekom, en ek het niks om aan hom voor te sien nie. En die van binnekant sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie. Die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het. So hierdie onbeskaamdheid is sy aanhoudendheid. Hy hou aan, hy sê asseblief, ek kort, asseblief, gee vir my. Ek kort hierdie brood. En hy sê, laat ek dit maar net gaan doen, dat hy net kan ophou. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal vir hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal vir hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Ek en jy moet nie tevrede wees as ons gevra het en ons het nie noodwendig ontvang nie. Ons moet soos kinders wees in daai geval. Want as jou kind iets wil hê, hou hulle op. Nee. Hulle hou aan totdat hulle gekry het wat hulle wil hê. Hy sê hierso, die Vader wil vir ons gee, maar die vraag is, hou ons aan? Of is dit maar net oukei as ons dit nie kry nie? Ek en jy moet die begeerte hê om die krag van die Heilige Gees te sien werk in ons lewens. Ek het al te doen gehad met mense wat vir my sê, ek weet nie of ek gered is nie, ek weet nie of ek 'n kind van die Here is nie. In Romeine 8 vers 16 spreek dit so mooi aan, en ons gaan nie soontoe blaai nie, ons het al soontoe gegaan. Hy sê, die Gees self getuig, saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Sodat jy, as jy wil weet of jy 'n kind van God is, het jy die Heilige Gees nodig, wat saam met jou gees getuig, dat jy 'n kind van God is. Jy moet nie wonder nie. My kind wonder nie of sy my dogter is nie. Sy weet sy's my dogter. Ek en jy moet nie wonder of ons kinders van God is nie. Ons moet weet. En vir dit het ons die Heilige Gees nodig. Ek wil afsluit met hierdie skets. En ek hoop dit gaan vir julle 'n prentjie kan gee van die verhouding en die vernootskap, as ek dit so kan noem, tussen God en mens. Met bekeer van jou ou lewe, het jy baie daarmee te doen. Jy moet 'n keuse maak. Jy moet besef dat jy weg wil draai van jou ou lewe af. Dis meer jy en minder van God. Maar as jy begin glo in Jesus, raak dit meer van hom en minder van jou. Met die doop in water, jy sê net ek wil gedoop word. Ek wil my lewe neerlê en Jesus doen die skoonwassing. Jesus doen die afsny van die verlede. Geestelik is jy vernuwe en vry. Jy doen baie minder en hy meer. En met die doping van die Heilige Gees is dit nog meer van God en nog minder van jou. Jy moet net sê, Here, ek wil. Ek wil hê dat U in my moet werk. Wil jy 'n lewe lei van krag? Wil jy 'n lewe lei waar jy uit kan gaan in die wêreld en die wêreld kan
kyk in die oë en nie terugval in die ou lewe nie, dan het jy die Heilige Gees nodig. As jy 'n lewe wil lei, wat jy heeltyd jou speel, tussen die ou lewe en die nuwe lewe, tussen die wêreld en God se koninkryk, probeer die pad stap sonder die Heilige Gees. Jy gaan jou vingers brand. Jy gaan 10-1 terugval in die wêreld in en sê hierdie Christendom, dit werk nie. Ek en jy het die Heilige Gees nodig.